Okay, wat is die tema van Hebreërs 11? Die geloof. Jaco, ja, kom, ek dink, ek is bly daarom, jy het daarom al soos die voorprent gegee, soos hulle met die movies maak. Nou weet die ouens daarom waar jy gaan ons, so, dit werk uit. Ja, Hebreërs 11, enige persoon wat iets van die Bybel nou al weet waaroor gaan Hebreërs 11, hulle noem het for that matter, die geloofsgalery. Omdat die helde van die ou tyd daaraan bespreek word. Maar Hebreërs 11 gaan nie oor geloof nie. Dit gaan oor die geloof. Dis nou jy sal nou by daai vraag 2 dan nou daarso aangaan. Dis 'n geloof. En dit is hierdie is kom ek stel dit so, daar het jare terug, moontlik sal jy ook daarvan weet of Anne-Marie hulle daar het eers 'n boek uitgekom en toe 'n DVD, toe ons nog DVD's gehad het oor The Secret. En ek het die boek gelees en later die DVD gesien waar hulle mense promoveer, motiveer deur na personas te kyk wat ongelooflik presteer het. Onder andere Einstein was daar, en Thomas Edison was daar, en ensovoort was daar ingewees. En hoe het hulle gedink? Nou dit was in die materiaal se naam was The Secret. Nou die verduideliking was dat hierdie mense het iets verstaan wat hulle visioen, hulle visie en hulle optrede om na hulle take toe te gaan reg gekry het, wat kom ons noem dit, dis hoekom hulle The Secret genoem het, nie ander weet hoe om dit te doen nie. Ja. En toe ek die ding daai tyd al sien, toe sê ek, maar dit is als in die woord van God. Hulle het sekere frases uit die Bybel uitgehaal, maar dis 'n New-Age ding. So hulle het gaan kyk wat sê Boeddha, hulle het gaan kyk wat sê Hare Krishna, hulle het gaan kyk wat sê die Bybel, hulle het gaan kyk, so jy kan nie, dit was nou nie vir die kerk nie, dit is 'n algemene dokumentêr gewees, dit was 'n dokumentêr wat die boek ook. En The Secret was 'n wêreld van geloof gewees. Maar waar jy dinge kan doen wat ultimate is. Waar 'n gemiddelde ou oor die hekkie spring en skielik kan jy oor groot goed, jy kan oor berge spring. Ja. Soos wat hulle die voorbeelde en die name daar gehad het van die betrokkenes. Ek gaan nou nie als deur nie. Die baie ouens wat nou hier ons luister op media weet waarvan ek praat as ek praat van The Secret. En ek sê dit is wat die woord van God tog vir ons gee. Maar dit daar gelaat, Hebreërs 11 is dan oor geloof, maar dit is nie net daardie geloof nie. Dis 'n geloof, en om dit te kry en te verstaan, moet ons kyk, is ek reg of is ek verkeerd? Verstaan? So as jy Hebreërs 11 altyd gesien het as die boek van geloof, dan het jy hom dalk moontlik nie reg gesien nie. Of die Here het dit aan jou geopenbaar dat jy hom reg gesien het. So ek kan nie sê ek is die enigste ou wat reg is nie. Ja. Maar ek het, al is nie die eerste keer wat ek hieroor praat nie, en ek het al oor die ding gepraat, dan was daar predikers en ander wat basies met my verskil het en gesê het, en hulle stem nie saam met my nie, die geloof is die geloof wat saak maak dat ons presteer. En dit is so, ja, dit is so. En die ander ding oor dit wat ek gou hier wil inlaat, die Hebreërs 11 wat oor die, soos jy dit aan die begin gesê het, oor die geloof praat, raak 'n baie teerpunt aan, en ek het dit vanoggend vinnig genoem, dat die kerk is, ek veralgemeen nie, ek kan nie sê die kerk in die algemeen nie, maar kom ons noem dit 'n gevaarlike deel van die kerk, is besig om sy ewigheidsvisie en missie te verraai, soos wat Judas Christus verraai. Judas het Christus, ek gebruik die woord verraai strategies. Judas het Christus verraai, nie omdat hy Christus gehaat het nie. Hy het Christus verraai, omdat hy hom wou activate, om in materie toe te tree tot Israel.
en om 'n oorname te doen as koning oor Israel. Sy planne was klaar reg. Sy netwerke was klaar reg. Hy was 'n man van naam Judas gewees en het in 3 jaar se tyd terwyl Christus betrokke was met wat hy gedoen het, het Judas so lank 'n ondergrondse netwerk reg gekry omdat wanneer onthou Christus het by die donkie in Jerusalem ingekom wat ons nou as nederigheid sien. Nee, die donkie was tydens Christus se verhoor die rede tot hoogverraad gewees. Met ander woorde, wanneer 'n persoon met 'n donkie soos hy ingekom het, kom hy in en hy sê ek is koning. Nou dit was vir Judas al klaar. Wow. Sy plan is nou reg en hy sien homself as hierdie persoon wat saam met Christus natuurlik dan onthou, want hy het geweet Christus is 'n goddelike wese. Hy gaan dit reg kry, hy moet dit reg kry. Ek wil amper sê van al die disippels het hy die meeste verstaan wie Christus is. En hy het ook geweet die oomblik as Christus toetree tot koningskap, gaan dit van Israel af wees en dit wat oor Israel uitgespreek is dat dit 'n magtige volk sal wees, beteken dit een ding, Christus sal van Israel tot oor Europa en hy sal Rome ook konker. Dis wat hy geglo het. So die verraai beteken, toe hy hom soen en hulle hom aanval, moes Christus toegetree het, sy koningskap gevat het en gesê het, nou doen ons die ding en al wat Christus op daai stadium doen, hy gee homself oor en 'n marteling en Via Dolorosa en Golgotha kruissaag gebeur. Judas vat 30 sulke silwer, hy gooi dit vir hulle terug. Wat baie min was, daaraan kan jy ook sien, hy het dit nie gedoen vir die geld nie, hy het homself gaan ophang. Hoekom? Want hy het materialisties gedink. Die disippels vra in Handelinge 1 vir Christus, net voor hy weggaan, toe sê hulle vir hom, net soos Judas, maar wat dan, jy het opgestaan, jy's eintlik wettiglik koning nou. Pilatus het gesê, hy's die koning van die Jode, dit het bo aan die kruis gestaan, tot vandag toe is Jesus Christus wettiglik die koning oor Israel. Wettiglik. Praat nie nou Bybel nie, en hulle weet dit, want Pilatus het dit op die kruis gestaan, Jesus die koning van die Jode. Dit wat daar bo op die kruis gestaan het, in verskillende tale. So, hy het nie rekening gehou, Jesus gaan opstaan nie, en dit het die wet in werking gebring, wat Christus tot vandag die koningskap gee oor Israel. En die disippels het dit geweet. En hulle vra hom in Handelinge 1 hierdie woorde, hulle sê, Here, wat dan van die volk Israel? Wat gaan nou met die volke, net soos Judas, maar nou nie so gesleep is soos Judas. Wat gaan dan nou word van ons? Met ander woorde, jy kan ons nou koning wees. Jy is koning. Jy het ingekom as koning op die esel, dis die kulturele manier om jouself as koning voor te stel. Jy's in hoogverraad, jy het teen jou getel, jy's deur die kruis, jy het opgestaan, op die kruis het gestaan, Jesus die koning van die Jode, wettiglik as jy nou koning, nou wat gaan ons nou maak, want nou is Christus, jy kan niks meer aan hom doen, jy kan nie hom vat nie, hy is die opgestane, niemand kan hom meer doodmaak, jy kan basies net konker nou. En hy sê vir hulle die volgende woorde, dit het niks met julle te doen, die tekens van hierdie tye nie. Gaan kyk in Handelinge 1, het staan nou. Dit het niks te doen met julle, die tekens van hierdie tye nie, maar gaan na Jerusalem, om met krag aangedoen te word. En dan wanneer julle met krag aangedoen is, gaan dan na Samaria en die uiteindes van die wêreld, en gaan verkondig hierdie evangelie. Dis die plan. Moenie vir my sê, waar ek koning is, en wanneer ek moet koning word, en hy vat, die opsomming van dit is, Judas, die disippels het in materie, heeltyd in 'n aardse riehelm, soos ek en jy mekaar nou hier ervaar, het hulle Christus gesien, toetree tot hierdie ego wêreld, ek word koning. En die volgende oomblik, daar gaan hy nog weg ook. 'n Engel kom my af en hy sê, soos julle hom gesien gaan het, so sal julle hom sien terugkom. Nou moet julle die werk verder vat, om disippels te maak. Nou, in die kerk vandag, begin dit nou regtig, jy sal skrik as jy weet, wat besig is om bedien te word. Onder andere is die dogma, van immortality, het dit blaatant deurgekom so 'n paar jaar gelede.
ek gaan nie die predikers se name noem nie. Ek is nie op ouens nou hulle name te beswader nie, maar ek weet wie is hierdie ouens. Ja. En hulle het hom so getouch. En interessant, baie van hulle is oorlede. En hulle het immortality gepreek. En toe die volk so bietjie gaan land, maar skielik is daar nou 'n wave waar hierdie dogma van immortality, met ander woorde, ons gaan nou in 'n stelsel in waar ons as mens dit in Christus gaan ontdek, ons gaan klein Christusiese word en ons gaan later ons anomalie sal nie doodgaan nie. Ons gaan ons gaan die fontein van die water van die fontein drink, laat ek dit so stel, wat vir ons ewige lewe gaan gee sonder die hoeha van die koningskap van Christus. En die kerk word meer gefokus na sy materie toe, in materie, na materie toe, met die hoop, soos Judas, dat ons op aarde 'n oorwinning in vlees gaan kry. Judas sou in vlees gebly het. Hy het vergeet, dis 'n geestelike wêreld waarmee hy besig is. Hy het gehoop en homself gesien hoe Christus swaai, hy in sy vleeslike vorm 'n kokkedoor saam met Jesus word, moontlik wat noem hulle daai ding, die visiekoning. Ek weet dit is nie so nie. Sy regterhand. Hy gaan die waier waai en hom koel hou. Dis net ouens, dis humor. Ons weet eintlik wat daar gaan. Ons geniet hierdie humor. Met ander woorde, hy het homself daar gesien in vlees. Yeah. En niks van Christus is in die vleeslike helm nie. Yeah. En nou, in hierdie tyd veral waar Suid-Afrika God ongelooflik nodig het, waar hy die kor van die bediening, waar hy moet back to basics gaan. Ons het vroeër jare gesê, waar hy weer jou overal vat, jou moue oprol en jou hande in die olie steek tot in jou elmboog en weer gaan kyk, waar lê die job, laat ons dit reg doen. Ons is nou daar, besluit ons in alle tye van tye, nie Amerika nie, ons in Suid-Afrika besluit, ons dink ons het die antwoord, ons kan in die vleeslike helm, kan ons hierdie stelsel in Suid-Afrika regkry. Nou, voor ek nou verder gaan na Hebreërs 11 toe, nou dit is vir moeilikheid soek. Ou sê nou die dag, maar ons is tog 'n land wat Christene is en kerke het en ons, hoekom neig ons na die kranse toe? Ek beloof jou, jy krap die leeu se snor. Die Esegiel praat, ek sê dit vir haar in die week, Esegiel praat, hy sê, julle het 'n drempel langs my drempel gebou. Nou ek sê vir jy kan hoe dink jy's oulik, en ons is die minderheid in hierdie land, en dit en dat, vlugtelingstatus, en alles wat ons nou gekry het, om te bewys wie is ons. Sê ek nou vir jou, as jy met die goed rondtorring, hoef jy nie afgode te aanbid nie. Jy hoef nie oorspel te pleeg. Jy hoef nie dronk te word nie. Jy hoef nie dwelms te gebruik nie. Inteendeel, jy kan so oulik en heilig leef soos wat jy wil. Maar as jy verkeerd met die goed rondkarring, sal daai volk, hoor mooi, sal daai volk in die afgrond so Sodom en Gomorra inval. Klaar, want jy Peter aan die mechanics van die koninkryk van God in Hebreërs 11 beskryf hierdie mechanics. So, ek kan lank hieroor praat, so as ek gaan dit noem, nou jy kan van Donald Trump dink wat jy wil, jy kan van hom hou of nie, hulle het nou die Epstein files, en al die goed wat nou aangaan, maar wat moet gebeur, sal gebeur, maar as hy gaan hou, en is opreg by sy woord, gaan hy in hierdie 52ste anniversary van USA, het behalwe die groot jaar wat hulle wil hou vir die viering van dit, het hy genoem, gaan hulle Amerika aan God opdra. Deur Jesus Christus. Ek is 56 jaar oud, is die eerste keer dat ek 'n moontlik ouens wat ouer as ek is ken, ander manne, 56 jarige ouderdom, hoor ek vir die eerste keer 'n president God noem, saam in een sin Jesus ingesluit. Hy erken die middelaar. Dus daar's moenie vir my kom God, Abba, wat ook al, aan wie glo jy regtig? En as hulle dit gaan doen en dis opreg, gaan hulle Amerika basies weer oorhandig aan God. Nou dis die eerste vir my, dat 'n land moeite gaan doen. Dit gaan dit blykbaar oor 'n paar dae wees, wat hulle die land voor die voete van God gaan sit en sê, jy is die leier
van nie Trump nie, nie die visiepresident nie die demokrate nie die republikeine nie. Dis wat hulle beplan om te doen. Miskien is dit jy's dalk reg, dalk is dit nie opreg nie. Dis die eerste keer dat ek hoor ten minste laat 'n land nie opreg dit traai nie. Hulle probeer dit doen. Met ander woorde, hulle gee die land aan God terug, soos wat Israel dit vroeër jare gedoen het as hulle van hulle weer bekeer het. En dan sê hulle reg, okay, ons doen hierdie ding. Nou kan ons maklik in Suid-Afrika sê, maar ons kerk is reg om dit te doen, maar ons regering wil dit nie doen nie. Soos die Amerikaanse regering nie. Maar ons kerk, ek veralgemeen nie, maar 'n groot deel sit met die probleem dat ons glo, kan nie glo op die suidepunt van die, en Afrika word donker Afrika vir 'n rede genoem. Afrika is nie jou speelmaat nie. En jy wil so blaatant kom raak in hierdie kontinent, glo dat ons kan hierdie stelsel reg kry, sonder dat ons, en ek het vanoggend regtig toe ek het sê, mense het vir my en haar gesê, julle moenie sing oor dit wat Hebreërs 11 van praat nie. Met ander woorde van 'n wêreld hierna nie. Dis letterlik. Dit verander daai songs, dan gaan die banke vol raak. Ek soek nie daai mens in my kerk nie, want hy het soos Judas God verraai. Hy het hom verraai. Judas het homself gaan ophang aan 'n boom. Op een plek sê die Bybel hy het geval en hy het oopgebars. Dis wat jy kry as jy Peter met die mechanics van die godheid. Okay, ek wil jou so graag vraag 2 gee, sodat ek so Hebreërs 11 is nie net geloof nie. Dis die geloof. Nou ek wil dit net bewys, die 53 Afrikaanse vertaling sê dit vir my mooi dat ons sal dit verstaan as ek dit sê. Want hy begin met Hebreërs 11 vers 1, die geloof. Okay, maar 'n sin moet so begin. Wag, ons sal nou sien. Die geloof. Dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Ek gaan nie almal ken hy vers uit sy kop uit. Dan sê in vers 2 want daardeur deur die geloof. Dis nie geloof nie, deur die geloof. Want daardeur het die mense van die ou tyd, van die ou tyd getuienisse ontvang. Getuienisse beteken, soos ons vanoggend in die kerk gehoor het, hoe God werk, jou suster, die ander wat ons gehoor het, die Here van die leer, dis getuienisse, bonatuurlike goed gebeur, dis wat 'n getuienis in die riem van die godheid is. Dan praat hy verder vers 3, deur die geloof. Hoor mooi, nie deur geloof nie, jy mag die sin begin deur te sê geloof, deur die geloof, verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toebring. Ek gaan nie die verse als lees nie. Lees dit self, vat die Bybel, maak by Hebreërs 11 oop, gaan lees die hoofstuk. Hoekom moet die ou pastore kon lekker preek en die mense het verstaan wat hulle preek vandag, moet elke dingetjie vir hulle sê, lees hom by die huis, maak die Bybel oop, van die app, van ChatGPT, vra hom, hy gaan die skriffietjie vir jou gee. Hoor mooi, deur die geloof, vers 4, deur die geloof, elke keer, die klem op, deur die geloof, het Abel 'n beter offer aan God gebring as Kain. Die storie is daar. Vers 5, deur die geloof, is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Interessant, dit is eintlik die tema van Hebreërs 11, wat met Henog gebeur het. Deur die geloof is Henog weg. Kom ons gaan nou sien. Dis, vers 6, en dan sê hy, en sonder, hy gebruik nie dien, en sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. En nou daar sit een manier hoe God is, en is 'n beloner van die wat ons soek. Jy gaan nou sien, ek het nie nodig om nou daai een te vat, die vers 7, deur die geloof, het Noag toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog gesien was, met eerbiedige vrees die ark, ons weet Noag in die ark gebou. Vers 8, deur die geloof, hy sê nie deur geloof nie, deur die, met ander woorde, dis 'n geloof wat gespesifiseer is, dis 'n aard binne in die mens se hart, dis ingevleg in jou verstand, dis ingevleg in jou wese, dis ingevleg in jou siel, dis ingevleg in jou liggaam, dis ingevleg in jou gees, dis 'n geloof, nie net geloof nie. Deur die geloof
het Abraham toe hy geroep is, gehoorsaam weggetrek na die plek wat hy as erfenis ontvang. Vers 9, deur die geloof, het hy as vreemdeling gewoon in die land van belofte, soos in 'n vreemde land en in tente gewoon met Isak en Jakob, bla 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 en so ver. Gaan lees dit. Maar hy praat op hierdie mense was intelligente skrywers. En ek weet nie wie die Hebreërs geskryf nie, maar hulle was intelligente mense gewees. So hy sal jou aandag fokus op 'n bewoording, op 'n structure of words wat jy moet verstaan. Hy kan in enige plek, in enige vorm, as ek en jy nou oor geloof praat, kan ons oor geloof praat sonder om heeltyd te verduidelik, die geloof, in die, want hy maak hom oop in 11 vers 1, die geloof dan, nie geloof nie, daar's een geloof. Met ander woorde, jy kan nie vers 1 net vat en in enige rigting van geloof invat en sê vers 1 is my vers nie. Jy moet die konteks verstaan van die geloof.